Goeiedag, baie welkom by Deaf Friendly, se program spesiaal vir dowes. Vandag het ek 'n spesiale persoon wie saamkuier. Hy is doof. Sy naam, Shane, S-H-A-N-E. Hoekom Shane? Want lankal sy hare was lank, gebollerig. So, Shane, maar Shane is doof. Hy is betrokke by YWAM. Laas week het ons vir François gehad. Hy en François is in dieselfde span. Hulle besoek dowes in Suid-Afrika op die oomblik. Hulle is in Gauteng, waar hulle ook dowes besoek. Shane, dankie jy's hierso. Vertel ons jou storie. Goeiemôre almal. Ek wil graag praat van Adam en Eva. God het die aarde gemaak, die son en maan en sterre, die diere, die voëls, die visse en alles gemaak in 6 dae. En toe op die 7de dag het God gerus van sy werk. En God het besluit om die heerskappy, die werk vir die mense te gee. En hy het die mens uit stof uitgemaak, sy asem in hom ingeblaas, en so het hierdie mens dan nou, is Adam in beheer van die aarde gestel. En hy moes die aarde daaroor heers, en daaroor regeer, en al die diere name gee, en hy het dit gedoen, maar God het gesien, dis nie goed, dat Adam alleen is nie. En hy het besluit om van hom 'n hulp te maak. Adam het in 'n diep slaap verval, en toe het die Here uit sy sy uit vir hom 'n mooi vrou gemaak. Hy het hulle saamgebring, en hulle was nie skaam omdat hulle kaal was, dit was vir hulle die normaalste ding. Hulle was vry, en hulle het ook geweet wat om te doen. En die Here het vir Adam vooraf gesê, hoor hierso, julle kan van hierdie tuin geniet, julle kan van al die bome geniet, maar die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan moet julle nie eet nie. Want as julle daarvan eet, gaan julle sekerlik sterf. En Adam en Eva daar in die tuin gewoon, maar dit het ook gebeur toe, dat die slang baie manipulerend is. En hy het vir hulle gesê, man, hierdie ding van die kennis van goed en sleg, hy het God regtig gesê, julle mag van alles eet behalwe daarvan, het hy regtig gesê, julle gaan sterf, is asof hy probeer sê, julle gaan nie, man, weet, want hy is nou bang, julle is soos hy, want as julle nou van hierdie vrug eet, dan is julle gelyk aan God, en hy het hulle gemanipuleer, en Eva het van hierdie vrug geëet, en skielik is sy skaam, skielik is, moet sy en Adam, wat toe ook van die vrug geëet het, is hulle skielik skaam, en ook skaam vir mekaar, skaam vir die Here, en die Here soek hulle. En toe die Here sien dat hulle so sonde bewus is, toe blameer Adam natuurlik vir Eva en sê, nee, maar is hierdie vrou. En sy blameer toe die slang, sê dis sy skuld. Maar omdat hulle ongehoorsaam was, het God hulle gestraf. En omdat hulle ongehoorsaam was, en omdat Adam ook ongehoorsaam was, en saam met Eva aan hierdie sonde deelgeneem het, die Here hulle uit die paradys geskop. En toe het hy vir hulle klere gegee, en hulle moes toe nou uit die paradys, en die hek is gesluit. En hulle het gedink, hulle gaan nie sterf as hulle van hierdie vrug eet, terwyl nou sou hulle sterf. En as hulle verhouding met God swaar, hulle gaan hard werk, om geboorte te gee, gaan swaar wees, en is hulle net weg van daar die absolute plek van teenwoordigheid en seën van die Here. En natuurlik was God baie ongelukkig daaroor. Ook later, die storie van Noag,
waar Noag 'n groot skip moes bou, en al die baie diere daarop moes vat, 2 van elk, en die reën het gekom, en dit het vir 40 dae en nagte baie hard gereën. En ook dit was 'n simbool van die oorsaak van sonde, van verval, van verhouding, maar daar's altyd iets oor. En so is daar baie stories van hoe in die Bybel, hoe mense hulle verhouding met God breek. Nou, Jesus kom op 'n dag en hy roep ouens wat besig was om vis te vang. En hy sê vir hulle, kom saam met my, volg my. Julle gaan nou nie meer net vissers wees nie. Julle gaan vissers van mense wees. Dit beteken dat hierdie mense vir Jesus sou volg, ook disippels sou maak. Dat ons sou kinders van die Here word. En dat hulle ook wonderwerke sal doen, waar mense wat siek is genees sal word, waar hulle mense wat swaar kry kan voed, mense wat nie kan loop nie, kan weer loop. En dit was wonderlik wat hulle gesien het, wat hierdie seun, Jesus, vir hulle doen. En natuurlik het een van hierdie disippels is toe nou omgekoop deur die fariseërs, en het hy toe nou ook Jesus verloon, Jesus gevang, en hulle het hom gemartel, hom baie seer gemaak, en hy moes die kruis dra, en op Golgotha het hy betaal. Daar het hy gesterf, en daar was 'n aardbewing wat gemaak het dat die tempelgordyn skeur, en nou is daar 'n opening tussen ons en God. Nou is daar weer kommunikasie. En Jesus het, voor hy gesterf het, dat hy so seker gemaak, hy het gesê, Vader, vergewe hulle besef nie wat hulle doen nie. En na 3 dae het Jesus opgestaan, en hy het opgevaar. En nou vandag, in 2024, kan ons vir Jesus aanneem, en kan ons al hierdie oorwinning wat hy vir ons behaal het, ervaar. En die seer, en die stikkend, en die verkeerd van die wêreld, kan ons nou los en vir Jesus kies. Ons kan ons sonde bely en hom volg. Hemelse Vader, dit is vir ons belangrik om U te volg, sodat ons nie weer sterf nie. Ons wil U volg, want U het vir ons gesterf op die kruis. U het opgestaan, sodat ons ook in oorwinning kan leef. U het ons gered. En dankie Here dat ons U kan volg, en dat U ons help. Dankie dat U gekom het, sodat ons in die wêreld gered kan word, omdat U ons so lief gehad het. En Here, ons besluit om U te volg, en U te dien. Dankie Here, dankie dat U ons help, dat U ons leer, en dat U ons lewens verander, en dat ons U kan volg. In Jesus naam, amen. Dankie Shane. Hy praat vinnig, hy is natuurlik Engels, so ek moet bietjie aanpas, as sy skuld is my skuld, maar dis wonderlik om te sien hoe 'n dowe die eenvoudige Bybelstorie ook met ander dowes kan deel. Shane, dankie, jy's nou ook visser van mense, want jy volg vir Jesus, en jy kan jou storie vir ander mense vertel. Mag die Here jou seën en help. Amen.